Goeiemôre, baie welkom by die erediens van NG Gemeente Skatbere. Dit is Sondag die 21ste Desember. Ons tema vanoggend is gereeld. Mag jy saam met ons God se nabyheid en sy teenwoordigheid, ja sy liefde en sy daar wees in jou lewe beleef. Ons is saam as 'n gemeente en verseker van God se teenwoordigheid. Ja, ons mag dalk soos die psalmdigter sê, opkyk na die berge en wonder waar ons hulp vandaan kom. Dan kan ons vir mekaar sê, ons weet, ons hulp kom van die Here. Hy wat die Almagtige, die lewende is, God is, wat teenwoordig is. Het is my voorreg om jou te groet ook namens God en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Ons tema is gereeld. Geloof as 'n lewenswyse, nie net 'n geleentheid nie. Ons gaan twee gedeeltes lees, 2 Timoteus 1 vers 5 en Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. 2 Timoteus 1 vers 5, hier skryf Paulus, ek dink steeds aan jou opregte geloof, en daardie geloof wat eers in jou ouma Louise en in jou moeder Eunice was. Ek is oortuig dat dit ook in jou is. Dan Deuteronomium 6, waar die volk die opdrag kry, vers 9, 6 tot 9. Hierdie woorde wat ek vandag vir jou skryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders, praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy jou pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit ook as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op die stadspoorte. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Nou as jy nou wil in 'n verleentheid beland, moet jy kinders kry. Dan word die verhaal vertel van ouers met hulle dogtertjie gaan kuier het by ouma, Kersfees, presente-tyd, lekker tyd van die jaar, en hulle het heel lekker by haar gekuier, maar dit was nie 'n gereelde ding dat hulle by ouma kuier nie, dit was eintlik maar net oor Kersfees. En dan, as hulle vir ouma groet, pad terugstap kar toe, vra die dogtertjie vir haar ma en pa, ongelukkig terwyl ouma kan hoor. Hoor hierso, hou ons nie eintlik van ouma nie, want hoekom kom kuier ons net een keer 'n jaar? Kinders sien ons prioriteite baie vinnig raak. Kinders sien baie vinnig raak wat mense dink, wat mense doen, wat mense uiteindelik voel, en hoe ons optrede pas by dit wat ons bely. Hou ons nie van haar nie. Hoekom kom kuier ons nie gereeld nie? En ongelukkig kan dieselfde vraag gevra word oor ons geloof. Hou ons nie van God nie. Kom kuier ons nie gereeld nie. Geloof begin in die huis. Geloof sien ons in Timoteus se lewe. Sy ouma Louise, sy ma Eunice, uiteindelik oorgedra na hom toe. En dit moet ons vir mekaar sê, geloof is nie geneties nie. Dis nie 'n ding wat ons oordra omdat ons in 'n Christelike huis gebore word nie. Omdat my pa bruin hare gehad het, gaan ek ook bruin hare hê, of dieselfde kleur oë, of dieselfde gesigsuitdrukkings nie. Nee, dis iets wat lewend oorgedra word. Mense leer dit vir hulle kinders, mense leer dit aan by iemand anders. En dan is die eerste plek waar kerk geleef word, is by die huis. Kerk is nie net hierdie gebou nie, nie net die samekoms van 'n gemeente nie, dis 'n verhouding wat mense het met God. 'n Verhouding wat hulle oorlewer aan hulle kinders en kleinkinders, aan hulle familie, aan hulle vriende. Ons leer ons kinders wie ons vriende is. Hulle leer by ouers hoe om teenoor mense op te tree en watter mense om hoe te hanteer. So ook met ons geloof. Leer kinders by hulle ouers oor hoe hulle God moet hanteer. Daar in 2 Timoteus 1 vers 5 sê Paulus, die geloof was eers in jou ouma, in jou moeder, nou by jou. Ons dra ons geloof oor aan ons kinders. Ons dra ons geloof oor aan die mense rondom ons. En dit moet ons onthou. En ons gaan in ons geloof praat oor 'n verhouding met God, oor 'n saamwees as gemeente. Maar dit gaan nie net oor eredienste bywoon nie. Dit gaan oor 'n daaglikse, lewenslange leef saam met God. Vanoggend het ons in die gemeente die voorreg dat ons babatjies doop. Twee goed gebeur by die doop.
God kom sê, ek is lief vir kinders. Ek wil hê hierdie mens, ons weet nog nie wat hulle gaan word of wees, of hoe hulle gaan lyk, of wat ook al nie. Ek wil hê hulle moet myne wees. Wat Christus gedoen het, is vir hulle. Die tweede ding wat by die doop gebeur, is dat die ouers kom sê, maar ek is ma, ek is pa van hierdie kind, gaan hom leer van God. Gaan my kind leer van wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Gaan vir my kind 'n geloofsvoorbeeld leef. Daarom gee ons ook as gemeente vir hierdie klein babetjies Bybels. Daar kan nog nie self lees nie, maar ma en pa kan dit vir hulle voorlees. Kan vir hulle 'n voorbeeld stel van gereeld in God glo, in God doen, aan God vashou, saam met God lewe. En dan weet ons, geloof gebeur gereeld. Wat sê Deuteronomium? As jy opstaan, as jy op pad is, as jy by jou huis sit, wanneer jy gaan lê, ja, geloof is nie net 'n Kersfees en 'n Paasfees en 'n Pinksterding nie. Dis nie net hierdie groot feeste wat ons in die kerk vier nie. Dis 'n elke dag ding. Dis 'n lewenslange ding. Dis 'n 24 ure dag ding. Ja, dis 'n dagritme. Dis nie net een keer 'n week, een keer in 7 dae nie. Dis 'n 7 keer in 7 dae. Dis 'n 24/7 leefwyse. Ons moet nie ons geloof net 'n geleentheidsgebeure maak nie. Iets wat soms gebeur nie. Geloof is iets wat elke dag gebeur. Ons verhouding met God, ons leef met God, ons lees van ons Bybel, ons saam bid. En dit moet ons onthou. Dis my lewenspad, dis my daaglikse reis saam met God. En daarom moet geloof ook 'n ritme. Ons lees Bybel, ons bid, ons gaan kerk toe, Bybelstudies, bidure. Ja, ons vier die groot feeste, Kersfees, Paasfees, Pinkster. Maar ons doen dit elke dag ook. Deur elke dag met God te praat, elke dag saam met God te lewe. Ons besoek God nie net een keer 'n jaar, soos 'n dokter vir 'n health check-up nie. Nee, dis 'n daaglikse saamleef met God. En dan het ons vanoggend ook die voorreg, dat mense opnuut kom sê, maar dis 'n lewenspad wat ek kies. Ek kies vir hierdie daaglikse reis saam met Jesus. Dat ons 2 jong mense het wat vanoggend hulle geloof kom bely, wat voor 'n gemeente kom sê, maar ek glo. En dan is dit nie iets vreemds wat gebeur in die kerk nie. Hulle sê soos duisende gelowiges, miljoene voor hulle ook al gesê het, ek glo in Jesus Christus. Ek kies om te volg. Ek kies om deel te wees van sy kerk en van sy gemeenskap, van sy gelowiges. As gelowiges het ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Nie om te hoor as ons bely nie, maar om mekaar op te pas en saam met mekaar hierdie lewenspad te loop. En dan word ons geloof daagliks sigbaar. Soos Deuteronomium sê, bind dit om jou hand. Doen iets met jou geloof. Leef Christus se liefde, Christus se genade, Christus se omgee vir ander mense ook na buite. Bind dit vas op jou voorkop. Laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Waaraan dink jy? Waarop fokus jou gedagtes elke dag? Laat dit deel wees van jou leefruimte, van jou huis. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. As mense in jou huis dink, is dit 'n plek waar hulle God ken, waar hulle God raak sien, waar hulle van God hoor, waar hulle God se liefde en se omgee beleef. Of is dit iets wat maar net een dag 'n week in jou lewe gebeur? Een Sondag of een Kersdag, een Pinkster, een Paasfees. Mag dit iets wees wat daagliks deel is van ons lewens. Ons hoef nie te dweep met ons geloof nie, maar ons kan dit leef. Ons kan dit wees. Kinders van God. Geloof is 'n gereelde reis, is 'n lewenslange reis. 'n Reis wat baie van ons bevoorreg is, ons begin loop as babetjies saam met ons ouers. Wat ons loop as jong mense, saam in die Sondagskool, saam in die kerk, saam met families. Wat ons leef as gemeentes. Ons is as gemeente saam
om mekaar ook by te staan en op te tel en te dra en te vashou. Ja, ons geloof is 'n lewenslange ding, 'n gereelde ding, 'n saam ding. Saam met mekaar, saam met God. Daar's nogal 'n nuwe term wat op die oomblik in die kerk in die omloop is, wat hulle noem roetemerkers. Ons vier saam met mekaar ons geloofspad. Ja, ons geloofspad wat begin met doop, eintlik al met geboorte. Ons vier dit saam as ons nagmaal vier. Ons vier dit as kinders begin skool toe gaan. As kinders dalk van graad 1 na graad 7 na graad 8 toe skuif en klaar na hoërskool toe. As kinders begin eksamens skryf hier in graad 4. As mense die skool verlaat en die groot menslewe ingaan. As mense belydenis van geloof aflê. As mense trou. As mense kinders kry. As mense verlies beleef. Op ons geloofspad leef ons saam as gelowiges, saam as gemeente. Vier ons elke babatjie wat gebore word, wat gedoop word. Vier ons elke kind wat skool toe gaan. Die oorgange in ons lewens. Vier ons ook die liefde wat God vir ons het. Mag jy gereeld glo. Mag jou geloof 'n gereelde, 'n lewenslange reis wees. Nie net 'n sporadiese, eenmalige gebeure nie. Here, dankie dat ons kan glo. Dankie dat ons u kinders kan wees en weet dat u ons liefhet. Vou ons toe in die genade. Vou ons toe, Here, in u liefde en bind ons saam as 'n gemeente. Geef ons krag vir hierdie pad. Ek bid vir hierdie ouers wat hulle kinders van u moet leer. Ek bid vir hierdie jong mense wat 'n lewe moet leef wat soms baie uitdagend is. Here, ek bid vir ons ouer mense wat met die middeljarige uitdagings van die lewe sukkel, van ons pensionarisse wat baie keer wonder of die lewe nog nie moeite werd is. Waar ons liggame oud word en ons begin sukkel en swaar kry, seer het. Here, u is die Almagtige. Bring vir ons hoop, vreugde, vrede, genesing en krag. Bo alles, Here, mag ons lewens 'n reis wees saam met u. 'n Gereelde, lewenslange geloofspad wat ons loop. Dankie dat daar 'n gemeente is wat saam met ons loop. Gelowiges wat ons op hierdie pad bystaan. Ouers, kinders, vriende en familie. Ja, Here, soms net vreemdelinge ook. Dominees en kerkraadslede. Mense wat vir ons besonders en kosbaar is. Dankie dat ons kan saam bid vir ons land. Here, u ken ons uitdagings en ons nood. Here, u is die Almagtige. Ons plaas ons lewens in u hande. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen. Free